Die van julle wat graag saam met my wil blaai, kan blaai na Psalm 143 toe. Psalm 143. Die Bybel wat jy by jou het is reg. Maak nie saak wat 'n vertaling dit is nie. Ek sê maar altyd sommer in ons eie gemeente, daar's ons nou verskriklik baie Bybels. As jy nou in 'n plek soos kom boeke instap of so, dan is daar 60 verskillende Bybelvertalings. Hoe weet jy nou watter een is 'n goeie een? Jy kyk net hierso, as daar 'n saaiertjie is. Jy kyk voor in die Bybel, as daar so 'n saaiertjie is, dan beteken dit die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is verantwoordelik vir die vertaling. En daai ouens is verantwoordelik. Jy kan dit glo, of dit nou die 53 vertaling of die 83 vertaling, of soos wat ek hier by my die 2020 vertaling is, of wat die Bybel vir almal is, die lewende Bybel is, ja, daarin sal jy die waarheid vind. Kom ons lees saam, Psalm 143. Here, hoor my gebed, luister na my smeekgebed. Antwoord my in u trou, in u geregtigheid. Moet net nie u dienskneg voor die gereg daag nie, want niemand wat leef is voor u regverdig nie. Ja, vyande agtervolg my, hulle verpletter my lewe teen die grond. Hulle laat my woon in donker plekke, soos mense wat lankal dood is. My gees in my weifel, in my binneste is my hart verbuister. Ek dink aan dae lank gelede, ek mymer oor al u dade, oor die werk van u hande dink ek na. Ek strek my hande uit na u. My diepste wese smag na u soos dor grond. U moet my gou antwoord, Here. My gees is gedaan. Moet tog nie u gesig vir my verberg nie, dan word ek net soos hulle wat in die put afdaal. Laat my in die môre van u troue liefde hoor, want op u vertrou ek. Wys my die pad wat ek moet loop, want na u is my verlange. Red my van my vyande, Here, na u vlug ek. Leer my om te doen wat vir u aanvaarbaar is, want u is my God. U goeie gees moet my lei op gelyk grond. Terwille van u naam, Here, moet u my in die lewe hou, deur u regverdige optrede, moet u my uitlei uit die nood. En in u troue liefde moet u my vyande vernietig. Maak almal tot niet wat my lewe bedreig, want ek is u dienskneg. Liewe vriende, Psalm 143 en Psalm 142 is waarskynlik 'n eenheid. En ons kan dit vir mekaar sê, omdat Psalm 142, gaan lees het gerus by die huis, die temas waaroor Dawid bid in Psalm 142 en Psalm 143 is dieselfde. Daar is selfs verse in die twee psalms wat, ek wil amper sê woord vir woord ooreenstem. So as ons vir mekaar sou vra, waar is Dawid as hy hierdie gebed bid, dan kan ons maar gaan kyk in Psalm 142, in sy eerste vers, begin Dawid deur te sê, of die psalm word aangekondig in 'n grot. So ergens in Dawid se lewe staan hy in 'n grot. Hoekom? Besig om weg te kruip, omdat hy praat van vyande wat hom vervolg, en ek sal net nou so ietsie meer daaroor sê. Maar die feit van die saak is, dis 'n gebed hierdie wat Dawid bid, terwyl hy agter in 'n grot wegkruip. Terwyl hy, bang is vir uitkom. Hy praat self, hy vra op 'n stadium vir die Here, het jy gehoor, vra hy vir die Here, Here, in hierdie donkerte, help my asseblief, dat ek nie soos ander mense al verder in die donker afdaal nie. Dat ek daarom kan aan u lig vashou. Dit is 'n noodroep. As mens Dawid hoor bid en dinge sê soos my gees in my weifel. My gees is gedaan. Wonder 'n mens nogal, wat bring 'n mens op hierdie punt? Wat bring vir Dawid op hierdie punt dat hy so moeg is, dat hy as dit ware agter in 'n grot gaan wegkruip? Nou ken ons Dawid se lewe. Ons weet dat een van die moeilikste dele daarvan was waarskynlik in die tyd toe Saul nog koning was en Dawid reeds as koning gesalf was, het Saul dit baie persoonlik gevat. En omdat hy geestelik ook maar nie gesteld was nie, of gesond was nie, het hy vir Dawid letterlik vervolg. En so lees ons in 1 Samuel 24
dat Saul op een van sy oorlogtogte van die Filistynse gebied af teruggekom het, en toe hy terugkom by sy huis, oorwinnend, hy het nou net die Filistyne oorwin, toe kom daar mense na hom toe, en hulle sê vir hom daar in 1 Samuel 24, gaan lees gerus asseblief die hele verhaal. Dawid is in die woestyn by En-Gedi. Koning, jou grootste vyand, ons weet waar hy is. En dan reageer Saul, sou hulle 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en gegaan, om na Dawid te gaan soek. 3000 manne, sy beste soldate, sy rekkies, om vir Dawid te gaan vang. Op pad het hy by die veekrale aangekom waar daar 'n grot was. Sou hulle daar ingegaan om sy voete te bedek, 'n beeld in die Ou Testament om te sê, gaan rus, ek gaan slaap, ek gaan my voete bedek. Dawid en sy manne het in die agterste deel van die grot gesit. En jy self dit indink, hier kruip Dawid en sy manne daar diep in die donkerte weg, en hier kom Saul met 'n klompie van syne, want die 3000 sou waarskynlik nie gepas het nie. En hulle kom rus daar in die grot. Saul is so naby dat Dawid waarskynlik aan hom kan vat. En sy manskappe weet dit, en daarom is hulle raad. Die manne van Dawid sê toe vir hom, kyk, dit is die dag waarvan die Here vir jou gesê het, ek gaan jou vyande in jou hand gee. Dawid, hier's jou kans. Jy kan Saul sommer in sy slaap kap. Dan is al jou moeilikheid op 'n einde. En dit lyk asof Dawid, as dit ware, daai uitnodiging aanneem, want ons lees dan, Dawid het opgestaan en stilletjies na Saul toe gegaan. En wat doen hy? Hy het 'n soem van Saul se mantel afgesny. En daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy 'n soem van Saul se bootleed afgesny het. En hy het vir sy manne gesê, mag die Here my daarvan weerhou, dat ek ooit so iets doen aan my Heer, die gesalfde van die Here, deur my hand teen hom uit te steek. Hy is immers die gesalfde van die Here. Dawid het elke geleentheid om die vete tussen hom en Saul onmiddellik te eindig. Maar hy doen dit nie. Hy sny wel 'n stukkie van Saul se soem af, en ons gaan lees gerus die verhaal verder, want ons lees as die volgende oggend as Saul dan uit die grot uitgaan en red op sy perd as en hy end weggery het, saam met sy manskappe, dan gaan staan Dawid buite die grot, en hy waai vir hom die stukkie van sy kleed wat hy afgesny het. En Samuel besef hoe gelukkig is hy om nog te lewe. Saul, besef hoe gelukkig is hy om nog te lewe, en dan beloof hy vir Dawid 'n klomp dinge. Hy sê eintlik vir hom, ek aanvaar nou dat jy die nuwe koning is. Al wat ek jou vra is, moenie my gesin skade doen nie. Dawid kies om nie regter in Saul se lewe te wees nie. Laat mens nogal dink aan dit wat Paulus skryf in Romeine 12. Onthou nou waar Romeine 12 begin, dit begin eintlik by 'n gebed, laat God ons verander, deur ons denke te vernuwe, dan sal ons kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan wanneer dit kom in die tweede deel van Romeine 12, waar Paulus dit eintlik prakties uitskryf, wat beteken hierdie nuwe denke, nuwe lewe? Dan sê hy, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. En dan vers 19 tot 21, wat ons almal goed ken. Ekskuus, ek wil net vanaf daar kom. Julle hou julle predikante nederig, julle gee hulle 'n klein plekkie om neer te sit. Wat ek met jou wil deel, is van vers 19 af. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. En dan hierdie laaste vers beteken tog vir my so baie.
moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En Dawid word 'n praktiese bewys daarvan, dat waar jy nie jou hand uitsteek en self probeer vergeld nie, dan leef jy eintlik op 'n manier onder die Here se seën. Want wat doen Dawid eintlik wanneer hy sê, ek sal nie die reg in my eie hande neem nie? Dit is eintlik 'n getuienis. Maar Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Ek stel my vertroue in U. Ek stel nie my vertroue in my eie vermoë nie. Hierdie geleentheid wat voor my opduig, dit gaan my nie help om in 'n verhouding met U te lewe nie. Daarom sal ek nie self Saul se lewe neem nie. Ek stel nie eers my vertroue op Saul se beloftes nie, want gaan lees gerus 1 Samuel 24. Saul sê eintlik vir Dawid, ek sal nie verder met jou sukkel nie. Nou weet ons almal, dit was nie die waarheid nie. Maar wat Dawid sê is, niks van hierdie aardse dinge het vir my eintlik betekenis nie. Ek vertrou U, my Here. Ek stel my vertroue in U. En hierdie vertroue grond hy op God se karakter. Op wie God ten diepste is en hoe hy dit in sy eie lewe en in die lewe van Israel beleef het. Dawid kon mooi verhale vertel van hoe die Here vir hom gesorg het en hoe die Here vir hom uitkoms gegee het in sy kort lewetjie tot op daardie stadium. Baie van die psalms getuig ook daarvan. Maar hy praat ook in Psalm 143 van dae lank gelede, Here, voor my bestaan nog, weet ek het U gesorg. Voordat ek nog die eerste asemteug geneem het op hierdie aarde, was U die versorger van U volk. En daarop beroep ek my vandag as ek hom sê, ek stel my lewe in U hande. Ek neem U in my vertrou, of ek vertrou U met alles. Verstaan jy dat Dawid, wanneer hy sê, ek lig my hande op na U, dat hy dit doen eintlik as 'n getuienis van verwagting. Die Here sal my help. Ek het nie nodig om oor my eie lot te beslis nie. Ek het nie nodig om my hand te vergryp aan iemand of iets anders. Hy bid wel, Here, hoor my gou. Antwoord my gou. Dit is nooit maklik om deur daai of in daai grot, daai donker grot te wees nie. Dit is nie vir een van ons as God se kinders maklik wanneer ons deur hierdie grottye in ons lewe gaan nie. Partykeer is die versoeking groot daar om ons eie planne te maak. En die versoeking is groot om die gereg in ons eie hande te neem, van 'n gekort pad te maak. Wat kom help ons om te verstaan? Die beste pad is God se pad. Al voel dit vir ons partykeer is nie altyd 'n geleidpad nie. Dawid bid 3 dinge. 3 kort gebede wat hy bid in hierdie gedeelte, wat hy eintlik vra van die Here. Die eerste wat hy vra is, Here, gee my elke môre 'n belewenis van U troue liefde. Aan die ander woorde, in die môre as ek my oë oopmaak, dat die eerste ding wat in my gedagtes kom, U is getrou. En U is vol liefde. En U hou my vas. Elke môre. En dit belewe ek en jy, wanneer ons in die môre tyd maak om tyd saam met die Here te spandeer, né? Ek sê altyd in ons eie gemeente, onthou die Here skree nie op ons en nie verbygaan nie. Ons is so aan die hardloop. En dan kla ons later, maar ons hoor nie meer die Here nie. Jy sal hom nie hoor nie, as jy heeltyd by hom verby hardloop nie. Want hy skree nie op ons en nie verbygaan nie. Maar as jy gaan stil staan by hom, as jy tyd maak om sy woord oop te maak, en wanneer jy soos Dawid hier in gebed met hom gesels, dan openbaar die Here hom aan ons. Tweede ding wat Dawid bid is, wys my die pad. Here, wys my, hoe moet ek van hier af uitloop? Want ergens moet ek uit hierdie donker grot uit. En ek weet, U gaan my help om hier uit te kom, maar wys my dan die pad. Here, ek wil nie alleen hier uit nie. Ek kan nie. Dis hoekom ek my vertroue in U stel. Eintlik sê Dawid, ek wil stap waar U my lei. Here, ek is ernstig daaroor om te doen wat U sê. My geloof beteken nie net dat ek my hoop op die Here stel en dan self dink dat dit nie 'n praktiese implikasie in my lewe is nie. En dan die derde gebed. Goeie Gees, lei my op gelyk grond.
Wanneer ek en jy dink aan 'n gelykgrond, dan dink ons mos nou aan 'n mooi pad. 'n Geplaveide pad, 'n geteerde pad. Net nie aan Kroonstad se strate dink nie. Of Viljoenskroon vir dieselfde asem nie. Maar as ons hoor hoe Dawid bid, Here lei ons, Goeie Gees lei my op 'n gelykpad, dan is ons eerste gedagte, maar nou is alles uitgesort. Alles is nou rustig. Alles gaan nou goed. Ons weet dit is nie so nie. Die gelykpad waarvoor Dawid hier bid, is nie 'n pad sonder uitdagings nie. Is nie 'n pad sonder opdraandes en afdraandes nie. Dit is gelyk in die sin van dit is makliker om te loop omdat God se Gees by my is. Dis die belofte van Pinkster. Die Heilige Gees is by ons. Dis Jesus se belofte net voor hy opvaar hemel toe. Ek is by julle al die dae tot by die volëinding van die wêreld. As Dawid hier bid vir 'n gelykpad, dan is dit waarvoor hy bid. Here, lei my op die pad wat U weet vir my goed is. Want dan is ek tevrede. Dawid se belewenis is waarskynlik ook soms ons belewenis. Elkeen van ons in ons lewe kom op hierdie oomblikke, op hierdie tye waar dit vir ons voel asof ons al verder in hierdie swart put indaal, wat dit vir ons voel asof ons eers agter in 'n grot wegkruip, grotbelewennisse. Baie kere is dit as gevolg van ons eie toedoen, ons eie dwaasheid en verkeerde keuses, ander kere is dit as gevolg van wat ander mense aan ons doen, sonder dat ons dit verdien. Ander kere is dit doodeenvoudige sameloop van omstandighede. Ons het nie beheer daaroor nie, maar ons kom in daardie situasies. En die feit dat ek en jy kinders van God is, waarborg op geen manier dat ons nie in daai situasie sal kom nie. Maar wanneer ons daar kom, dan kan ons oë rig na God en kan ons bid uit 'n grot uit. In die laaste 2 verse van die Psalm, ek gaan dit nou nie weer lees nie, beroep Dawid hom eintlik op wie God is. Hy sê, Here, ek vra hierdie dinge vir U. En ek weet U sal dit antwoord ter wille van U naam. Wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel dat God sal hom help omdat hy getrou is aan homself. God is getrou aan homself. Hy is die verbondsgod. Die tweede ding is, Here, ek vertrou U, ek stel my lewe in U hand, want U is altyd regverdig in U optrede. God kan nie ontrou wees nie. En daarom die derde waarop hy sy lewe stel, is ek vertrou U troue liefde. En dan die vierde rede hoekom Dawid die vrymoedigheid het om dit te bid, is omdat ek U kind is, Here. Here, omdat U vir my lief is. Omdat U deur Jesus vir my in 'n verhouding met U stel. Omdat U deur U Gees elke dag by my is. Ek weet U sal dit doen ter wille van U naam, want U is getrou aan U self. Ek weet U sal dit doen omdat U altyd regverdig is. Ek weet U sal dit doen omdat U getrou is en liefdevol is teenoor alle mense. Maar ek weet laastens dat U dit sal doen omdat ek U kind is. Omdat ek vir Hom kosbaar is. Dis wat ek en jy vanmôre, hoe ons God se belofte in hierdie Psalm kom aanneem en hoe ons harte kom oopmaak daarvoor. Want ergens gaan ons uit die grot uitstap. Nie deur om dit te doen nie. Maar hopelik met die gebed, Here, as ek vanmôre hier uitstap, Goeie Gees, lei my op 'n gelykpad, op gelykgrond. En ek wil vir jou vanmôre geleentheid gee, sommer net soos wat jy daar sit. Ek weet nie wat in jou lewe gebeur nie, ek weet nie vanmôre op watter stadium van jou lewe jy is nie, ek weet nie of jy op pad is in die grot in en of jy al lank daar agter sit nie, ek weet nie of jy op pad uit is nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar jy weet en God weet. En ek wil jou uitnooi vanmôre om jou hart en jou gedagtes op die Here te rig. En soos Dawid vanmôre in 'n gebed van vertroue en 'n gebed van verwagting, as dit ware jou hande uit te steek na Hom toe en te sê, Here, help my, antwoord my gou. Goeie Gees,
Lei my op gelyk grond. As geleentheid vir stil gebed, net soos wat ons sit. Hemelse Vader, U ken elkeen van ons harte. U ken ons lewens, U ken ons omstandighede, U ken ons worstelinge. U weet waar ons harte in ons weifel. U weet waar ons gees gedaan is. En ons kom stel vanmôre ons vertroue in U. Dankie Here dat ons genoeg uit ons eie lewe uit kan getuig dat U getrou is en dat U sorg en dat U red. Dankie dat ons na U kan kyk as verbondsgod en hoe U met ons as verbondsvolk oor jare, oor eeue 'n pad stap. Dat ons kan weet die beste wat ons kan doen is om ons lewe in U hande te plaas. U het elke gebed gehoor wat vanmôre van hier af opgekom het. En U herinner ons Here dat daardie gebede, hierdie gebede vanmôre soos wierook voor die troon opstyg. Dat dit 'n aangename geur het en dat dit vir U wonderlik is wanneer U kinders met U praat. Beweeg in ons. Antwoord die gebede wat U vanmôre gehoor het. Nie soos ons wil nie, maar soos U wil. In Jesus se naam.